Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ons is dankbaar dat die Here vir ons deur hierdie feesseisoen gedra het, dat ons kon terugkyk na die geboorte van ons Here Jesus Christus met die doel om dan te sterwe, om ons verlosser en saligmaker te wees. Ons is dankbaar ons kon 'n bietjie tyd van rus gehad het en dat ons vanmôre weer met nuwe moed en krag kan opstaan in die nuwe jaar en ook hierdie nuwe dag en week tegemoet kan gaan in sy wonderlike naam. Nou, ek wil julle vanmôre groet met die baie besondere woorde hier aan die begin van 2025, die woorde van Halleluja lied 289. Daar staan: nader steeds nader, na aan u sy, trek my heiland vol liefde vir my, hou my gedurig dig by u hart. Daar vind ek rus en daar ken ek geen smart. Daar vind ek rus en daar ken ek geen smart. En dis die gebed van my hart vir myself en ook vir u vanmôre, dat ons daagliks sal vra, Here, trek my nader na u self. En vriende, dit gebeur nie outomaties nie. Deur God se woord te lees, deur te bid, deur my lewe aan die Here te wy, deur my denke te rig op sy waarheid, op sy woord, op sy persoon, op sy karakter, trek hy my nader aan homself en beleef en smaak en sien ek dat die Here goed is. En mag u en ek ook in hierdie jaar, nie net met die mond nie, maar ook met ons lewe, ons toewy aan die Here, en mag ons in hierdie jaar smaak en sien dat die Here goed is. En aan die einde van die jaar dat ons kan terugkyk en sê, geloof sy die naam van die Here. Hy het my nie net dag na dag gedra nie, maar ek het hom leer ken in die krag van sy opstanding, terwyl ek aan sy beeld gelyk geword het. Nou vriende, ons gaan in hierdie week so 'n paar oordenkings met u hanteer, en dan sal ons, as die Here ons paar, volgende week maandag die 13de weer wegval met ons reeks uit die boek Spreuke. Ons sal begin by Spreuke 25, en dan sal ons verder deur die boek Spreuke werk en dan ook daardie boek afhandel. Maar kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na die baie besondere gedeelte daar in Jesaja 41 vers 8 tot 10. Dis 'n gedeelte wat my hart getref het, en ek het gedink om hierdie eerste oordenking van die nuwe jaar af te skop met hierdie baie besondere belofte in Jesaja 48 vers 8 tot 10. Daar staan: maar jy Israel, my knegt, Jakob wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het. En ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Nou vir hierdie is 'n baie besondere gedeelte in die woord van die Here. As ons nou kyk, skryf Jesaja die profeet in besonder aan God se volk, en die Bybel sê dat die Here se volk is 'n baie besondere volk, die volk Israel. Hoor wat sê die Here: nageslag van Abraham my vriend. Die Here het Abraham sy vriend genoem. En ons lees van Abraham in Genesis 12, waar die Here hom geroep het uit die afgodediens. Die Here het hom gered en die Here het hom dan ook geseën, sodat hy dan ook hierdie baie besondere man sou wees, van waaruit die geslag Israel gebore sou word, en later dan ook die Messias sou kom. En die Here sê vir hom: ek het jou gegryp, ek het jou van die eindes van die aarde gehaal, ek het jou uitverkies, ek is die een wat jou geroep het, en ek is jou God. En dan sê die Here vir hom: hy moenie bevrees wees nie, en ook vir die volk Israel in besonder, hulle moenie bevrees wees nie. En die vraag is, hoe is dit van toepassing op my en jou in hierdie môre? Vriende, ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor. Die Here sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 9, en dan praat die Here in besonder deur die mond van Petrus met die kinders van die Here. Hy sê: maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat geen volk was vroeër nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So die eenvoudige toepassing, vriende, is dat ons ook God se uitverkore volk is. Die Here het ons kom roep, die Here het ons kom red, die Here het ons kom heilig, die Here het ons kom eenkant sit, en hy beloof dat die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. En wat is die boodskap hier aan die begin van 2025 vir my en jou? Die eerste gedagte is: wees nie bevrees nie. Nou vriende, hierdie woordjie bevrees kan ook vertaal word met die woordjie bang. Wees nie bang nie, en ons is bang vir soveel dinge. As ons maar net kyk wat in Suid-Afrika aan die gang is, en wat wêreldwyd aan die gang is, dan is daar 'n vrees by ons, wat gaan word van ons, en wat gaan gebeur, en waarheen is alles op pad. En ek wil vir u sê, die Here sê vir ons moenie bang wees nie. Ek dink daar's 'n natuurlike vrees, en ek dink daar is 'n gedagte om te dink oor hierdie dinge, en so 'n bietjie van 'n onsekerheid oor wat gaan volgende gebeur. Maar ek dink hierdie vrees wat ons magteloos en kragteloos maak,
is 'n vrees wat ons aan die voete van die Here moet neerlê. Want hy sê, wees nie bevrees nie. Waarom moet ek nie bang wees nie? Want die Here sê, ek is met jou. Hierdie God wat hemel en aarde geskaap het, wat alles in stand hou deur die krag van sy woord, wat vir ons die belofte gee dat hy weer sal kom om ons te kom haal, sê vir ons, te midde en ten spyte van die omstandighede, moenie bang wees nie. Ek is met jou. En dan die tweede gedagte, kyk nie angstig rond nie. Hierdie angstig rondkyk is om elke dag bekommerd te wees en elke dag in hierdie benoudheid te lewe en elke dag te wonder nou, wat gaan volgende gebeur en gaan ek nie dalk 'n slagoffer wees van al hierdie omstandighede nie. Om werklik te wees en te sê, Here, ek gaan my nie daagliks bekommer nie, maar ek gaan daagliks my vertroue in U stel. Die Here sê, wees nie bevrees nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. En hoe wonderlik om te weet, vriende, dat hierdie God wat met 'n woord geskaap het, hierdie God wat aanbid word deur serafs en engele, hierdie God wat gesê het, kyk ek maak alles nuut, kyk ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees, hy wat weet hoeveel hare op my en jou hoof is, hy wat weet wanneer 'n mossie na hierdie aarde val en sterf, hy is die God wat vir ons sê, kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. En hoor wat sê die Here verder, ek versterk jou. Hierdie woordjie versterk in die Engels is to strengthen you, om vir jou hierdie nodige krag te gee, om elke dag aan te gaan. Daarom sê die Bybel vir ons in Matteus 6 vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Daarom sê die Here vir ons, dat ons moet sterk word en kragtig word in die krag van die Here, en dat ons die volle wapenrusting sal aantrek. Die Here sê, ek versterk jou. Verder sê die Bybel ook, help ek jou. En hierdie woordjie help is so 'n besondere woordjie. Want jy sien, vriende, ons verleen hulp aan mense wat hulp nodig het. Of dit 'n ouerige tannie is wat jy oor die straat wil help, of wat iemand is wat swaar dra 'n las om hulle te help dra. En die Here wil van ons dieselfde beginsel deurgee. Hy help ons. Hy is die een wat ons sal ondersteun in die volgende plek. Hierdie gedagte van ondersteun is om onder ons in te kom, om werklik vir ons te sê, my kind, ek is by jou, ek dra jou, ek sal jou versorg, ek sal jou bystaan, ek sal jou veilig aan die ander kant uitbring. Hierdie woordjie ondersteun kan ook in die Engels beteken to uphold, to sustain, to maintain, en to follow closely. En dis wat ek vir een aan die begin van die jaar wil sê, moenie met vrees die jaar tegemoet gaan nie. Daar is baie dinge wat gaan gebeur. Daar is baie dinge wat gaan gebeur wat ons nie verwag nie. Daar is dinge wat ons asem gaan wegslaan, want vriende, ons leef in 'n goddelose bestel, in 'n gefalle wêreld, waar die sonde en boosheid akkumuleer en net elke dag meer en meer word. Daarom moet u en ek vanmôre hierdie vers memoriseer, dit op die tafels van ons hart skrywe, sodat ons die nuwe jaar tegemoet kan gaan met hierdie kosbare belofte, waar die Here vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou, ek kom onder jou in, ek dra jou, en ek sal jou veilig in my heerlikheid aanbring. Dis die belofte wat God vir elkeen van sy uitverkorenes vanmôre gee. En mag u daardeur versterk word, en mag die Here u seën en bekragtig, sodat u meer as oorwinnaar kan wees, deur Jesus Christus wat u liefgehad het. Vriende, mooi dag vir u, en 'n baie mooi en 'n geseënde 2025. Groete vir u, seën, ons bid vir mekaar, en ons dra mekaar op aan die Here, en dra mekaar se laste en vervul ook so die wet van Christus. Mooi dag verder, Tara.